Ek groet jou vanmôre in die wonderbare naam van ons meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Ek weet sommer dit gaan goed met jou. Jy is geseënd, nie omdat jy iets gedoen het nie, maar alleen deur die hand van Yahweh ons Elohim. Mense, dis 'n absolute voorreg om met jou te kan gesels en ek staan hier op die gronde van Mikdash Benoni en ek besef net die grootheid en die almag van die lewende God. Ek sien hoe daar lewe hier is en die bome is groen en die gras is groen en die son skyn en dit is 'n pragtige dag en ek eer Abba Vader vir sy liefde, sy genade en sy barmhartigheid. En nou is daar 'n gedeelte in die woord in Galasiërs hoofstuk 5 vers 16 wat vir ons 'n duidelike opdrag gee. En ek wil gou met jou gesels hieroor. En die woord sê: wandel in die Gees. En julle sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Daar is 'n baie sterk woord, die woordjie nooit. Hy sê ek sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring wanneer ek wandel in die Gees. Nou, dis waar ons fokus moet wees. Ons fokus moet wees op die geestelike aspekte. Ons fokus moet wees op ons geestelike lewe. Maar weet jy waar is ons fokus op meeste van die kere in ons lewe? Ons fokus is baie keer op die vlees. Weet jy hoekom? Want die vyand se fokus is op ons vlees. En daarom, hy wil ons vlees in die hande kry en hy wil veroorsaak dat ons in die vlees wandel. Nou wat beteken dit om in die vlees te wandel? Dit beteken ek connect met die dinge van hierdie wêreld. Ek connect met die vleeslike aspekte, ek connect met sonde, met ongeregtigheid, en ek connect eintlik met 'n 666 koord, wat vanaf die duiwel af funksioneer. Dan is ek daaraan geconnect. Maar Vader wil hê dat ons moet in die Gees wandel, so met ander woorde, ek moet die konneksie maak tussen my en hom, daai konneksie moet daar wees in my geesmens, en dan moet ek gevoed word uit 'n 777 koord. So nou wil ek jou die vraag vra, wat voed jy in jou lewe? Voed jy die Gees of voed jy jou vlees? Want hier is 'n baie belangrike aspek. Nou kyk gou hier. Ons sien in die boek van Genesis hoofstuk 3. Toe kom daar 'n sondeval oor hierdie wêreld. Want jy sien die duiwel, die Satan, verskyn aan Eva en in die vorm van 'n slang. En nou praat die slang, die duiwel, praat met Eva en Eva val vir die misleiding van die vyand. Eva val vir die misleiding van die slang, van die vyand, van die duiwel. Eva val daarvoor. En wat gebeur? Eva was mislei gewees deur wie? Deur die duiwel. Nou kom Eva en Eva draai na Adam toe en sy gee vir Adam van die vrug om te eet. So waaruit is Adam mislei? Waaruit is Adam mislei? Het die duiwel van Adam mislei? Ja of nee? Nee, die duiwel het hom nie mislei nie, want onthou een ding, dat Adam is geskape uit die grond uit. Adam is geskape uit die grond uit. Uit die stof van hierdie aarde is ek en jy geskape. Nou kom Eva en Eva word uit Adam uitgeskape. Met ander woorde, uit Adam se vlees kom Eva. So Eva was mislei gewees deur die slang, deur die duiwel, en Eva draai na Adam toe. So wat het vir Adam mislei? Sy vlees. Sy vlees het hom mislei, want Eva kom uit sy vlees uit. Want jy sien, die duiwel se fokus is vandag op jou vlees. Nou kom Genesis hoofstuk 3, nadat die sondeval plaasgevind het, nou kom die vervloeking oor die duiwel, oor die slang. En Vader sê dat die slang sal op sy buik suil en stof sal hy eet al die dae van sy lewe. Nou luister nou baie mooi. Ons moet hierdie konneksie maak. As ek en jy gemaak is uit stof, dis waaruit ons gegenereer is, uit stof. Die lewende God het sy lewensasem in ons ingeblaas, toe word ons 'n lewende siel, maar ons is hoofsaaklik, ons is uit die grond uitgemaak, ons is uit stof uitgemaak. Daarom wanneer ek 'n begrafnis doen, dan vat ek die grond en ek gooi dit op die kus en ek sê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer en ek lê jou in die skoot van die aarde.
So mense, dis belangrik dat ek en jy sal oplet wat die woord sê. Die woord sê dat die slang sal stof eet al die dae van sy lewe. En as ek en jy stof is, wat wil die vyand eet? Hy wil my vlees eet. So die vyand se fokus is op my vlees. Daarom sê die woord, nee, moenie fokus op die vlees nie. Begin wandel in die gees. Want die oomblik wanneer jy wandel in die gees, dan voed jy jou geesmens, dan word jou vlees swak. So met ander woorde, die oomblik wanneer jy weerstand moet bied teen die sonde en die ongeregtigheid, dan gaan jy dit in die gees, gaan jy dit reg hanteer. Maar die duiwel se fokus is op ons vlees. Dis waar sy fokus is. Hy wil jou vlees eet. En die oomblik wanneer hy kom voed aan jou vlees, dan gaan ek en jy in die wêreldse begeertes, gaan ons dan begin funksioneer. Want jy sien, ons moet iets voed vir die duiwel om aan te eet, om aan te voed. So dis 'n bose kringloop, dis eintlik 'n 666 koord, wat die vyand met ons connect en hy eet van ons vlees en ons eet vanuit ongeregtigheid en sonde in ons lewe. So daarom kan ek en jy nie in die vlees wandel nie. Want ouens, ons moet begin anders te dink en ons moet anders te begin funksioneer. Want Yeshua gee vir ons die opdrag in die woord in Galasiërs hoofstuk 5 vers 17. Vers 16, hy sê wandel in die gees. So hoe lyk ons lewe en hoe lyk ons geestelike lewe en waarmee is ons besig? Ek wil jou vra vandag, waarmee voed jy jou op 'n daaglikse basis? Waarmee voed jy jou? Is jy besig om die vlees te voed? Want die vlees is dis jou emosies, dis jou gedagtepatroon, dis jou karakter, dis ook jou foute. Dit is alles uit jou vlees uit, maar die geestelike aspekte sit ons baie keer eenkant en ons fokus net op die vlees. Dus kom sê die woord, hy sê julle kwel julle oor wat julle moet aantrek en wat julle moet eet, julle kwel julle oor die dag van môre. En dis Matteus hoofstuk 6. En Yeshua kom in vers 33, hy sê soek eers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid. In ander woorde, ek en jy moet eers die koneksie maak op 'n geestelike vlak. Wanneer ek en jy in 'n geestelike vlak begin funksioneer, dan het ek en jy geen bekommernis oor die dag van môre nie. Ek gaan nie worry oor wat hier gebeur in my vlees nie. Ek gaan net worry of my geesmens in lyn is met die woord van God. Want die woord sê, Matteus 6 vers 33, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. In ander woorde, ek moet op die regte manier begin en funksioneer. Wat doen ons as mens? Ons werk gat oor kop. En dan verwag ons maar, Vader moet ons seën en die blessings van Vader moet inkom en my geestelike lewe moet verryk word, maar ek werk onderste bo. Ek moet nie begin by die vlees en dink dat Vader moet daarmee gelukkig wees nie. Nee, my geesmens moet op 'n daaglikse basis gevoed word, sodat hierdie vlees naderhand geen plek meer in my lewe het. Want ek moet wandel in die gees. En dan sal ek nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Weereens, dis 'n sterk woord daai. Nooit. En dan kry ek die boodskappe en die oproepe, maar pastoor, my lewe val uit mekaar uit en ek sukkel met hierdie en ek sukkel met daai. Dan dink ek, okay, maar ons luister nie na die woord nie. Ons is nie in gehoorsaamheid in terme van die woord nie, want jou oorwinning lê daarin dat jy begin by die gees. Dat die vlees van geen nut sal wees nie, maar dat jy absoluut op die gees sal begin funksioneer. Halleluja. Mense, ek wil hierdie vir jou gee, omdat jy absoluut in 'n gees aspekte moet begin funksioneer. Ek wil hierdie vir jou gee, want die duiwel se fokus is op jou vlees, en as die duiwel se fokus op jou vlees is, dan moet ek en jy ons oë afhaal en ons fokus afhaal van die vlees af en van die duiwel af en dit begin plaas op die lewende God, en my geestelike lewe moet so gevoed word deur die 777 koord dat die duiwel geen vatplek op jou het nie. Halleluja. Dis my hartsbegeerte en ek weet dis jou hartsbegeerte dat die duiwel geen vatplek in jou het nie. Maar hier is die oplossing. Wandel in
die Gees. Halleluja, wandel in die Gees. Daar's die oplossing, die woord sê dit vir ons. En as ek en jy dit kan doen, gaan ons sukses behaal in elke area van ons lewe. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was, is altyd 'n voorreg, dis lekker om op die lig te wees, en dis so lekker om met jou te kan gesels. Wees geseënd, van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer, Shalom.